Goeiemôre en weer eens baie welkom hier saam met ons by ons oggendoordenkings tyd. Ons het hierdie week gekyk na die opstandingsverhaal en ons het bietjie meer detail gegee aan die graf en voor die graf en in die graf en die wagdag. Nou is ons by die vroeg Sondagoggend toe Jesus opgestaan het. Kom ek lees vir jou Lukas 24 vers 1 tot 4. Dou voordag. Op die Sondagoggend het die vroue na die graf toe gegaan met die aromatiese olie wat hulle voorberei het. Daar aangekom, kry hulle die steen weggerol van die ingang van die grotgraf af. Hulle het ingegaan, maar nie die liggaam van die Here Jesus daar gekry nie. Hulle was heeltemal uit die veld geslaan daaroor. Skielik staan daar tussen hulle 2 mans met helder blink klere aan. Hierdie is hy opgewonde gedeelte van die storie. Hy leef, hy het opgestaan, maar dou voordag. Hulle kon nie slaap nie. Hulle kon nie wag om graf toe te gaan nie. Kan ek vir jou sê, hulle het nie eers geweet, die klip is toe verseël nie. Hulle het, die ander vertaling sê, hulle het gewonder wie gaan die klip vir hulle wegrol. Maar hulle het nie eers geweet, die klip is eintlik toe gebou nie. Toe hulle daar kom, toe is daai bouwerk af, die klip is weggerol, Jesus is nie meer op binne nie, en daar's 2 engele in wit klere, wat vir hulle staan en wag. Jy sien, wanneer God se wonderwerk kom, wanneer die deurbraak kom, wanneer die belofte waar word, kan ek vir jou hierdie woorde sê, dis groter en mooier as wat jy gedink en verwag het. Dis uit hierdie wêreld uit. Dit lyk anders. Jou beste beplanning kan dit nie maak werk nie. Jou beste voorbereiding kan jy nie daarbey uitkry nie. Die hemel gaan mooier en groter wees. Dit gaan wonderliker wees. Intimiteit met God gaan beter wees. Jesus van aangesig tot aangesig gaan jou uit hierdie veld uit, wêreld uit slaan. Mens, die koninkryk van God is beter as wat ek en jy ooit kan dink. Die waarword van beloftes is beter, groter, mooier, vat langer, is net amazing. So, my storie vandag vir jou is, leer by die opstanding, dat God is groter as wat jy dink, en al jou hindernisse en barriers, en al die fights en al die struggles, kan nie opweeg teen die heerlikheid wat God beplan vir jou en my nie. Hou geloof, behou geloof, en moenie moedeloos, moenie moed opgee nie, en ek weet, dis maklik goedkope woorde, in die stryd, in die donker, in die nag, is dit hard om te glo, in die oggend is daar deurbraak, maar mens, ek wil jou net bemoedig vandag, moenie opgee nie, moenie moed opgee nie, moenie in sonde ingaan, moenie in ongeloof, moenie in bitterheid ingaan, moenie in twyfel ingaan, behou geloof, God is in beheer en hy is 'n waarmaker van sy woord en hy sal jou nooit alleen los nie, hy sal saam met jou deur alles gaan. Behou geloof vandag. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, hier in die begin van die opstandingsverhaal, Here, laat ons net geloof hou, net soos wat Jesus geloof gehou het dat hy sou opstaan, so moet ons geloof behou in ons beloftes, in u woord, in alles wat hy gesê het, wie en wat ons is, en hoe ons kan leef, en hoe ons 'n verskil sal maak, en nie moet moedeloos word nie. Here, bou vandag in ons hierdie geloof, Here. Wek het op in ons, dat ons sal staande bly deur alles. Here, die opstandingskrag is soveel meer, maar dit begin by hou geloof. Moenie moedeloos raak nie, moenie opgee nie. Dankie daarvoor, dankie Jesus, en dankie vir die krag binne in ons, in Jesus naam. Amen. Dankie liewe vriende, sien jou weer môre. Trots geborg deur Evergreen Turf.